Goeiemôre Suid-Afrika, goeiemôre al die volksgenote, medebroers en susters binne die Afrikaner en die boervolk. Baie lekker om met julle te gesels vandag en dit is vir my ook 'n groot voorreg om dan hierdie onderwerp aan te spreek. Ons grootste probleem vandag is nie eintlik wat buite gebeur nie. En hierdie waarheid probeer die Boerelegioen al oordra van 2016 af, dat die werklike vyand is nie dit wat jy rondom jou sien gebeur op die politieke front ensovoorts nie. Ons moet altyd onthou dat die vyand gebruik verdeeldheid om ingang te kry om hulle doelwitte te bereik. Die grootste probleem is nie wat buite gebeur nie. Dis wat ons aan mekaar doen. Ek kyk na TV Wessels se video waar hy met trane die storie vertel van die ouetjie wat in Badfontein sy ma gehelp het en verdedig het en toe deur die rowers uiteindelik geskiet is. En dit is hartverskeurend. Ek stem saam dat dit het my ook 'n knop in my keel gegee en my baie emosioneel laat voel en kwaad gemaak. Dit het my magteloos gelaat om te besef dat hierdie tipe goed gebeur onder ons neuse en ons het nie veel beheer daaroor nie. Maar die ander kant van die saak is dat daar hierdie afgelope klompie jare en eintlik sedert die Boerelegioen begin is in 2016, het ons ook die slagoffers geword van mense met skerp tonge en wat nie dink voor hulle praat nie. Met ander woorde, hulle het nie die volle agtergrond voordat hulle mens afbreek nie. Die land rondom ons is besig om uitmekaar uit te val. En die antwoord vir die probleme in die land is baie beslis nie om te kritiseer, persoonlike aanvalle te loods, of iemand probeer stilmaak wat ook maar net probeer om 'n stem te wees in die wildernis waar niemand in elk geval luister nie. En intussen het die Afrikaner leeu moeg geraak en sy stem raak al stiller. Want die probleem is, daar's te veel van ons eie mense wat ons probeer stilmaak. Hoe verwag ons as 'n volk om gehoor te word, as ons mekaar heeltyd in die rede val, kritiseer en probeer stilmaak? Hoe verwag ons om sterk te wees en 'n verskil te maak as ons nie in eenheid saam staan nie, maar in splinter eenhede probeer om elkeen die ander een te vertrap om uiteindelik ook 'n plekkie onder die son te kry. 'n Volk wat onder mekaar beklei soos kleuters kan nie saam vorentoe beweeg nie. Luister mooi. Hierdie gaan nie oor om altyd saam te stem nie. Dit gaan ook nie om heeltyd te ja en amen op wat iemand sê nie. Maar dit gaan oor hoe ons verskille aanspreek. Jy mag verskil sonder om die ander een te probeer vernietig. Jy kan praat, maar sonder om jou broer af te breek. Jy kan leiding neem sonder om ander te verneder. Want jy sien, my liewe volksgenoot, op die einde van die dag kyk mense nie na wat ons sê nie. Hulle kyk of ons saam staan. En op die oomblik, besluit maar self.
Ons staan nie saam nie. Dit is die enigste rede hoekom ons stem nie dra soos dit moet nie. Dink jy nie, dis 'n tyd vir 'n kopskuif nie? Dink jy nie, dis tyd dat ons minder mekaar aanval nie? Dink jy nie, dis tyd dat ons gefokus raak op die werklike probleme nie? En eenheid demonstreer wanneer iemand ook die probleem aanspreek, om daai man of daai vrou se stem verder te dra nie. Want jy sien, as ons nie saam staan nie, gaan niemand in hierdie hele wye wêreld vir ons staan nie, of vir ons opkom nie, of ons saak vertel vir almal om te hoor nie. Ons stem kan weer brul. Die Afrikaner leeu se stem moet brul as ons wil oorleef. Maar hierdie keer is dit nie verskillende leeu's wat brul nie. Dis klomp leeu's wat saam brul. Saluut. Ons Vader wat in die hemel is, ons Here en ons God. Ons kom vandag na U toe met oop harte. Ons sien ons land. Ons sien ons mense. En ons sien hoe verdeeld ons kan wees. En ons sien dit ook soos wat U dit sien. Vader, vergewe ons waar ons mekaar seermaak met woorde. Waar ons mekaar afbreek en waar ons trots en ons eie emosies ons soms dryf om nie te dink voordat ons praat nie. Leer ons, Here, om weer met wysheid te spreek. Liewer minder te spreek, maar wanneer ons spreek, wysheid te spreek. Om mekaar met respek te hanteer, selfs wanneer ons van menings verskil. Geef vir ons die krag, die uithou vermoë, die selfbeheersing, die geduld, die verdraagsaamheid, om nie teen mekaar te beklei nie, maar saam te staan vir dit wat ons almal weet reg is. Here, bring eenheid waar daar verdeeldheid is, bring vrede waar daar spanning is, bring duidelikheid waar daar verwarring is. Help ons om nie net reg te wil wees nie, maar om reg te doen. U woord sê in Markus 3 vers 25, as 'n huis teen homself verdeeld is, kan die huis tog nie bly staan nie. Ons sien dit voor ons oë. Ons sien hoe verdeeldheid ons mag breek, Here. As 'n klein volkie aan die suidpunt van Afrika, hoe woorde skeur wat eintlik moes bou. Vergewe ons vir trots, vir onnodige harde woorde. En vergewe ons dat ons mekaar as die vyand behandel, in plaas van soos broers. U woord roep ons op in Efesiërs 4 vers 3, om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. U sê ook elders dat ons moet met almal vriendelik wees. Help ons tog waar ons glip, Here. Waar ons mekaar kritiseer, waar ons mekaar verneder en ons eie stem deur verdeeldheid stil te maak. Here, vandag kom ons en ons kies anders. Psalm 133 vers 1 sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam kan woon en saam kan werk. Laat dit so ook wees in ons volkshuis, Here, dat daar 'n nuwe gees van eenheid opstaan, 'n gees wat sterker is as 'n ego, sterker is as verskille,
sterker is as verdeeldheid. Ons spreek lewe oor ons mense, Here. Ons spreek wysheid oor ons leiers. Ons spreek vrede waar daar spanning is. Breek die gees van verdeeldheid in die naam van Jesus Christus van Nasaret. En herstel die hart, die leeuhart van samewerking, Here. Want u woord sê ook in Prediker 4 vers 12, 'n driedubbele tou word nie gebreek nie. Maak ons daardie driedubbele tou, Here, sterk, verweef, onbreekbaar. U sê ook in 2 Kronieke 7 vers 14, as ons onsself verootmoedig, as ons bid, as ons u aangesig soek, sal u ons land genees. En ons roep dit vandag, genesing, herstel, eenheid. Laat ons weer saambrul, Here, nie in ons komponente nie, Here, maar as verskillende komponente wat kan saamwerk, mekaar kan dra, mekaar se boodskappe kan ego, en in waarheid, in liefde en in krag, saam kan trek aan die wa. Ons plaas alles in u hande. In die naam van ons koning, ons verlosser, die naam bo elke naam, Jesus, die Christus van Nasaret. Amen. My liewe volksgenoot, ek bid dat met hierdie boodskap die dispensasie van verdeeldheid in die boerevolk vergoed verby is. Ons gaan nie meer mekaar stil maak nie. Kom ons lig mekaar se hande hoog. Kom ons ego mekaar se stemme, sodat elke leier se boodskap verder gedra kan word, harder kan tref en meer harte kan bereik. Ons is nie hier om teen mekaar te staan nie. Ons moet same verskil maak. Want wanneer ons mekaar oplig, word ons almal sterker. En dan sal ons stem weer brul. En dan sal daar nie herhalings wees van dit wat ons beleef het die afgelope 30 jaar nie.